Hallo, 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 hallo. Hey, hoe gaan dit? Wat maak jy op hierdie lekker Sondagmiddag? Ek raai jy het nou al klaar jou skaapbout geëet, if only. En laat ek net weer hierdie ding regstel. En ek raai jy het nou al klaar jou middagslaapie gevat. En nou scroll jy so 'n bietjie op Facebook af en kyk wat gaan daar aan. Deesdae is dit mos nou makliker om net met die remote te lê op 'n Sondagmiddag en so 'n bietjie TV te kyk en dan kyk jy TV so 'n bietjie vir jou. Dis mos eintlik deesdae hoe ons werk, maar ek onthou 'n tyd waar ons hierdie tyd van die middag gewoonlik by die bure gaan koffie drink het of by jou pelle. En net so 'n bietjie te kuier en op te vang so voordat jy maandag weer stryd in die oë moet kyk, né? Nee? Ja, so ek doen dit nou. Ek kom kuier nou vanmiddag so 'n bietjie by jou. Ek het nou nie koffie nie, vandag is ek op die waterkan, want jy sien, dis nog nie eers winter nie en ek drink reeds te veel koffie. So, nou is ons maar op die waterkan. Julle, hoe gaan dit? Ek loer in, want die vet weet, daar doen ons dit weer. Jy en Suidwes doen dit weer. Ons het 'n reel gepost van Suidwes, jy weet daarvan, net die eerste vers en die koorgedeelte, nie eers die volle koor nie, maar daar hardloop die ding weer en in 'n kwessie van 'n dag se tyd slat ons toe wraggies weer die 100,000 views merk. Ek sê vir jou baie dankie. Die Vader weet, ek het nie gedink hy gaan dit weer doen nie. Ons het dit net gepost en toe ons weer sien, toe hardloop dit. Wat vir my meer kyk, ek is verskriklik dankbaar en dit is vir my amper oorweldigend, maar wat vir my amper meer ongelooflik is die feit dat hierdie is nie eers 'n nuwe liedjie nie. Hierdie liedjie het ons 6 jaar terug vrygestel en daai tyd het hy verskriklik gehardloop. Hy het regtig viral gegaan. Radiostasies het ons gebel en gesê, wat die heng gaan aan? Ons lyne is te besig. Mense vra vir hierdie liedjie die hele tyd en ons kom nie by alles in almal uit nie. Dit is verskriklik en ek het net so gesmile want dit was vir my verskriklik lekker om te weet dit is besig om te gebeur. Weer eens, ek sê vir jou net dankie. 6 jaar later post ons maar net 'n verkorte weergawe van die liedjie op 'n reel en hy hardloop. Hy is nou klaar reeds, hier haar in my mond, hy is klaar reeds verby die 100,000 merk, en ek waardeer dit so baie. Dankie vir jou ondersteuning, dankie dat jy my musiek luister, dankie vir al julle mooi comments, dankie dat jy by die shows opdaag. Ek sê dit altyd, ek kan so mooi sing soos wat ek wil, en ek kan sulke mooi liedjies uitbring soos wat ek wil, maar as jy nie daar is om my te ondersteun nie, dan beteken dit alles op my niks. So baie dankie vir jou, ek waardeer dit. En daar het nou baie nuwe followers bygekom op my blad. Julle, vir al die nuwe followers, hallo, baie welkom. Ek hoop jy gaan dit geniet hier op my blad. Hier gaan ek vir jou besig hou, ek gaan vir jou vertel waarmee ek besig is. Ek gaan vir jou vertel van nuwe musiekvideo's, nuwe toere wat op pad is, showdatums ensovoorts waarmee ek besig is. Ja, so, baie welkom aan al die nuwe followers. Ek sien julle en ek waardeer dit. Baie welkom op my blad. Julle, ons het 'n ongelooflike tyd gehad. Soos jy weet, kom ek pas terug van Namibië af, van Suidwes. Ons het so lekker 'n vinnige toertjie daar gedoen. En was dit nou lekker? Dit was so lekker geweest. En die mense was, hulle was net lekker geweest. En natuurlik het ek die nuwe liedjie saamgevat. En ek het mos gesê, die ouens wat hom eers wil hoor moet by die shows opdaag, so ons het die nuwe liedjie gedoen en hy het geloop so stroop. En ek sien so uit om hom uiteindelik nou vry te stel, wat ons baie binnekort gaan doen. En dan gaan ons natuurlik ook 'n musiekvideo vir hom maak. En ek sien uit om te kyk wat maak hy. Ek dink jy gaan hom baie geniet. By die vertonings kon ek sien reeds wat hy doen. En dis vir my lekker. Dis ongelooflik om altyd 'n positiewe reaksie te kry en positiewe terugvoering te kry as jy iets nuuts uitbring. So, ek sien baie uit om hom met jou te deel. Ek was op plekke gewees in my eie land waar ek nog nooit was nie. Ek praat van plekke soos, natuurlik ons het gebabes gedoen, dit was 'n lekker vertoning. Windhoek het gekook. Dit was lekker as jy in Windhoek was, julle was lekker. En dan was ek in
Leonardville gewees en julle, wat 'n klein plekkie. Maar sulke lekker mense, dis 'n boeregemeenskap, so die ouens moes ver ry om by die vertoning te kom. Daar was 'n lekker ete gewees en ag, die mense het sommer net lekker gekuier daaraan en dit was vir my so lekker want dit was my heel eerste keer in Leonardville. So, maar na 'n fantastiese tyd in Suidwes en met lekker toere, ag lekker vertonings en so aan, is ons nou weer terug in Suid-Afrika, terug in die tuig en ek is opgewonde om terug te wees in studio en te werk aan nuwe goeders, opgewonde om te werk aan die liedjie om hom heeltemal nou klaar te maak. En vry te stel, die video te maak ensovoorts wat ek net nou gesê het. En natuurlik het ek is ook dankbaar daarvoor, ek het Oosweer gemis, né? Want ek hoor die mense teen die kus, Swakopmunders en Walvisbaaiers, ek hoor julle Henties Baai, ek hoor julle kry so 'n bietjie pak slaap by die Oosweer saam. Kyk hierso, as dit Oosweer is vir julle wat nou nie weet nie. Ek is nie gewoond aan Natal se die hitte, die warm weer wat jy daar het nie. Ek kom van Namibië se kus af. Ek ken daai see wat vry koud is en jy het altyd maar 'n warm dingetjie nodig daar. Want die koue lug kom altyd van die see se kant af, maar as Oosweer kom, dan kom hy van die woestyn se kant af. En dan waai daai wind vir jou. Hy waai vir jou weg. Hy sandblast vir jou en vir alles rondom jou. En dan is dit ook vrek warm, né? So die aande is baie lekker. Ja, dan kan jy 'n vleisie braai en so aan, dan is dit heerlik. Maar deur die dag is dit 'n rowwe wind en is hy regtig baie warm. So vir almal daar teen die kus, julle sterkte by die Oosweer. Ek hoop hy verlaat julle vinnig. Dis altyd vir my so lekker om te sien hoe die wind, hoe sal ek sê, hoe die see en die woestyn met mekaar beklei. Jy kan sien as die brande so kom, hoe waai daai woestyn, die wind van die woestyn se kant af hom terug. En dan kan jy onmiddellik voel as die wind begin draai. En dan wil ek wil altyd sê die see het gewen. En dan kom daai koeligheid weer terug. En dan is dit eintlik so 'n laafenis. So, maar ja, ek is bly ek het Oosweer gemis, maar alhoewel ek baie graag 'n draai in Swakopmund sou wou maak. Soos jy weet, dit is geen geheim dat ek nou al baie jare terug my hart. Ek het hom laat val en verloor daar ergens tussen die duine. Daar by Swakopmund, ek is so lief vir daai wêreld. Maar so gepraat van Swakop en van Suidwes en oor hierdie reel wat nou weer soos 'n veldbrand versprei en hardloop. Julle, ek is so opgewonde daaroor en ek is so dankbaar. Maar so gepraat daarvan. Dis ongelooflik die werk wat ons as kunstenaars doen. Ons kry 'n geleentheid om baie plekke te sien. Ons kom op baie plekke en ons ontmoet ongelooflike, wonderlike, interessante mense. En nou toe ek Suidwes geskryf het daai tyd, en kom ek gesels ons sommer oor die eerste versie. Ek sal dalk later bietjie raak in 'n volgende live of wat ook al oor die tweede vers of aan die tweede vers. Maar nou net oor die eerste vers het ek geskryf van Sarah die Jaar. Ek dink terug aan die storie van Sarah die Jaar, hoe die visse beklei oor haar hoek. Benny se rooi lorry en ou vierkant klip. Julle, as ek daar teen die kus ry en ek ry so tussen Swakop en Walvis, dan kry jy dit daar so in die see, maar baie vlak lê vierkant klip nou daar. Ek praat nou spesifiek met mense wat nie daai wêreld ken nie. Maar as jy daai wêreld ken en jy's 'n Suidwester, jy gaan presies weet. Dan lê vierkant klip nou daar. Hy's daarvan dat ek kan onthou. En maar for some reason voel ek so bietjie dis my klip. Ek voel ek het 'n vreeslike spesiale koneksie daar met daai vierkant klip. Want natuurlik as jy oor hom vlieg met die vliegtuig of met 'n helikopter of so, dan kan jy nou sien hoe kom dit vierkant klip is, want hy's regtig vierkantig en daar lê daai stuk klip, rots daar in die see. En as dit laagwater is, kan jy nou maklik loop tot by hom. En jy kan sommer op hom gaan klim, maar as dit hoogwater is, dan waag ek dit nou nie. Nee, dan lê hy nou bietjie in die water. Maar ja, en Benny se rooi lorry en die stories wat vertel word rondom daai plekkies, is vir my so ongelooflik. En dan eers was Benny se rooi lorry maar vir my net 'n bordjie daar langs die pad.
en ek het in 'n landmerk. Totdat jy mense ontmoet wat vir jou die storie vertel en hoekom Benny se rooi lorry daar is en die storie agter die storie en dit is so interessant. Maar toe kom Suidwes uit jare terug nou, 6 jaar terug. En net so rukkie daarna, nadat die liedjie so verskriklik gehardloop het, toe blaf die bure se honde nou, maar in elk geval. Toe kry ons 'n telefoonoproep van 'n wonderlike, pragtige vrou met die naam van Sarah Roos en sy bel ons, sy sê, Sarah, as jy hier kyk, hallo, ek mis jou, ons moet ergens by mekaar uitkom as ek weer daar in Julle Valley is. Maar sy bel ons, sy sê, luister hier, so ek wil vir Giselle boek vir 'n vertoning, want hierdie liedjie Suidwes het my hart so geraak. Ek is die dogter van Sarah de Jaar. En hoe ongelooflik om haar toe te ontmoet en wat 'n ongelooflike mooi mens. En dis waarvan ek praat. Om by hierdie mense te kan uitkom en die mense te kan leer ken agter my liedjie of agter die naam wat maar net die tannie was wat ons almal so goed ken en van weet, hierdie tannie wat so vis gevang het, genaamd Sarah de Jaar, en hier ontmoet ek haar kinders en haar kleindogter wat in haar ouma se voetspore volg en sy vang visse nes haar ouma gedoen het. Ag, is my lekker. Ek gesels sommer nou net vandag. Ek kuier nou vandag by jou soos wat ons in die ou dae gedoen het, of dit klink baie erg, soos wat ons vroeër jare gedoen het, as ons so 'n bietjie gaan koek en tee het by die bure. Ja. Maar ja, dis my ongelooflik. Ek sê net vir jou dankie. Ek sê vir jou dankie vir al jou ondersteuning. Ek waardeer dit so ongelooflik. Ek kan nie glo hierdie liedjie het weer so gehardloop nie. Genade. Dankie. Share hom. Hou aan daarmee. Ons kyk tot waar gaan sy views. Natuurlik het ek nuwe musiek op pad. Jy weet nou al die nuwe liedjie is daar, maar hy's nog nie daar nie want ons het hom nog nie vrygestel nie. Maar hy's baie vinnig en baie binnekort op pad. En ek sien nou uit om hom vir jou te doen by die vertonings. Soos ek sê, die mense wat hom reeds gehoor het, die terugvoering is fantasties. So ek sien uit om hom binnekort regtig met jou te kan deel en vir jou te kan sê, hy is nou beskikbaar, sit hom op jou speellys en luister hom kliphard en maak die bure mal. Maar in elk geval, dan, daar's nog 'n ding, die telefoonlyne nogal baie gereeld van mense wat vra vir datums, beskikbare datums vir vertonings. Ek sê vir julle baie dankie. As jy ons wil sien in jou omgewing, stuur ons 'n WhatsApp. Ek dink amper die WhatsApp, ja, die WhatsApp nommer is hier onder in die comments. Jy kan daar sommer net 'n boodskap stuur of jy kan gaan op my page, daar's 'n WhatsApp button. Knoppie is mos nou die mooiste woord, né? Die beste woord om te gebruik. Knoppie, WhatsApp knoppie, klik daarop, dan gaan jy dadelik by ons uitkom en dan kan jy meer inligting by ons kry en rondom vertonings en datums, beskikbare datums ensovoorts. Dit sal vir my lekker wees. Ons toer, ons is ook aan die plan met nuwe toere en goeders. Soos ek sê, daar is lekker vertonings op pad, maar as jy wil hê ek moet in jou omgewing 'n draai kom maak, asseblief kontak vir ons. Dit sal vir my lekker wees. Weet jy wat is vir my lekker? Dit is vir my lekker om 'n vertoning te doen en na die tyd kom sê almal vir my hallo en ek onthou mense se gesigte en name nogal baie goed. So baie keer sou ek gesien het jy volg my op Facebook en dan sien ek jou in die show en ek sien jou in die audience en dit is vir my so lekker, of as jy na die tyd vir my kom hallo sê, ag, dis net meer persoonlik, né? Dis meer persoonlik as om 'n comment hier te lees en so. Dit is ongelooflik lekker, maar ek bedoel om almal persoonlik te kan ontmoet en sommer net 'n ou drukkie uit te deel en so aan. Dis vir my net lekker. Julle, dis my storie. Welkom aan die nuwe followers. Ek hoop jy geniet dit op my blad. Mense vra vir my, ek sien daar is comments wat sê, wat het van haar geword? Is sy dan nie siek nie? So kom ek praat 'n bietjie oor die gesondheid ook. Julle, dit gaan met my verskriklik goed. Ek voel goed. Soos ek 'n tyd terug ook gesê het, voel asof my lyf onthou hoe hy was voor ek siek geword het. Jy sal onthou ek het vir jou gesê ek het 20 kg verloor toe ek so siek was. En my lyf onthou waar hy was voor dit, hoor, so hy gaan weer op en ek sukkel 'n bietjie om dit af te kry, so ons probeer maar. Maar ek dink ek kyk dalk ook nou 'n bietjie anders daarna as voorheen, want dit sê vir my lyf, my liggaam veg nie, en ek is so dankbaar, ek voel goed, ek het geen tekens van, jy weet, simptome van wat ek gehad het daai tyd nie.
dit bly 'n swaard oor 'n mens se kop, want elke dingetjie, as ek die dag opstaan en ek is bietjie moeg, dan dink ek nee, hoekom is ek moeg? Hoekom is ek moeg? En ek sal maar altyd voel of daar nie dalk 'n geswelde klier is of so. En mense, jy weet, mense sê maklik nie, maar waar is jou geloof? Maar dit het nie noodwendig iets met geloof te doen nie, maar dit is maar, jy het maar 'n pad gestap met hierdie ding. Ek onthou toe ek siek was, hoeveel blaukolle daar op my bene was. Dit is ook natuurlik as gevolg van laplaatjie tellings en so aan. Dis glad nie daar nie. Ek sweet nie in die nag soos ek daai tyd gedoen het nie. Ek het nie geswelde kliere nie. Ek het nie die blaukolle nie. Ek verloor nie so gewig nie. Ek moet wel probeer om 'n bietjie af te kom weer. Maar so, dit gaan met my baie goed. En ek het dit nou op die vertonings ook gesê, baie dankie weer eens dat jy vir my gedra het. In hierdie tyd toe ek siek was. Dankie vir jou gebede, dankie vir jou ondersteuning, dankie vir al die boodskappe wat ons gekry het. En nou nog, mense vra nou nog, Giselle, hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Ek waardeer dit, baie dankie. Ek moet teruggaan vir check-ups, ek moes al lank al teruggegaan het. Ek moet gaan. Ek weet ek moet gaan. Dis 'n moeilike ding. Dis nou amper daai ding van, dit sal goed wees om te gaan en te hoor ek is regtig okay, want ek weet ek is. Dit sal lekker wees om te weet ek is okay. Maar sê nou ek gaan terug en hulle sê nie heeltemal okay nie. Jy weet, dis nou daai ding. En dan nou gaan ek nie, want die mense is half bang en dit is wat ek in die tyd ook siek was gesê het. As jy agterkom iets is nie reg nie, moenie bang wees nie. Gaan dokter toe. Hierdie mense doen ongelooflike goeie werk, hulle weet wat hulle doen. Gaan dokter toe. Hoe vroeër jy 'n ding kan optel en kan begin behandel, hoe beter. So ek gaan vir my check-ups. En wanneer ek gaan ek op jou knoppie druk en ek gaan vir jou sê ek gaan nou vir 'n opvolg, wat noem mens dit, vir 'n check-up. En ek weet jy gaan my dan weer dra in gebed en ek dankie. Ek sê vir jou baie dankie daarvoor. Val ek nou hier oor my woorde. Baie dankie. Ek waardeer dit. Ek waardeer jou, ek waardeer jou ondersteuning. Dankie dat jy opdaag by die shows. Dankie dat jy my musiek luister. Ek waardeer. Dis te danke aan jou dat ek kan doen en ek kan aanhou doen wat ek doen. En ek waardeer dit. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag verder. Rus nou lekker en dan pak ons maandagmôre, pak ons die bil by die horings en ons vat hom aan en ons sê vir Maandag, ek hoop jy's reg vir my, want ek is reg vir jou. Jy moet 'n lekker dag verder hê en ons praat gou weer. Dankie vir al jou liefde en ondersteuning. Ek waardeer jou. Cheers.